Ons gaan nou bid vir, ons het so 2 weke terug gesê, ons wil graag bid vir ons onderwysers. Ons het nou weer daaroor gepraat en ons het gesê, ons wil graag bid vir die opvoeders. Met ander woorde, as jy 'n ma is wat by die huis kleuters oppas, as jy 'n onderwyser is, as jy by 'n dagsorgsentrum werk, maak nie saak waar jy werk nie, ek dink die woord sê dit alles. Enige iemand wat met ons kinders werk, oud en jong, babas, enige iemand, as jy 'n opvoeder is, nou ek weet, hulle het gesê, ons moet net laat julle staan, maar ek wil dit tog anders te doen. Ek wil vra, ons gaan nie onnodig tyd opneem nie, maar kom vinnig na vore. En dan ook, as jy vandag weet van iemand wat vir jou kosbaar is, 'n onderwyser, onderwyseres, iemand wat met kinders werk, maar hulle is nie hier nie, en jy wil, as jy die behoefte het om in te kom staan vir hulle, dan vra ek dat jy dit asseblief ook sal doen. Moet nou nie laat ons wag nie, ja, julle kyk so vir mekaar, asseblief kom, ons wil so graag net vir julle bedien. Elkeen van julle, kom staan hier voor en dan kyk julle vir die gemeente, ja, nee, nie vir my nie, wie julle, die gemeente is nie, dis nie billik dat hulle julle backside sê nie. Kyk vir die gemeente. Nou, ons wil net graag vir elkeen van hulle vanmôre, asseblief, as julle ons kan help daarmee, sommer so 'n boekmerkie gee, dit gaan oor niks anders dan sit hom ergens en as jy dit lees en dit raak sien, weet dan, dis 'n gemeente wat vir jou bid. Vat weer vanmôre se woord en sê, Here, u woord is kosbaar en ek maak dit my eie elke dag, want ons weet regtig dat die Here getrou is om te doen wat hy beloof het. Ek het hierdie week weer Efesiërs gelees en Efesiërs 3 en ek het gister met die kerkraad ook iets daarvan gedeel en ek wil dit vir julle lees. Die gemeente moet hulle sien, nie vir my nie, so ek gaan met my rug draai na die gemeente toe. Ek wil dit graag vir julle lees. En ek wil vra as jy by die huis kom, gaan en merk dit in jou Bybel, lees dit, vat dit. En ek het begin en ek het nou vir die afgelope oggende, ek kan net nie verder kom daarmee nie. Dis die gebed van Paulus vir die Efesiërs. En ek wil sê vanmôre is dit die gebed van huis van restaurasie vir al ons opvoeders. Hier is soveel rykdom, ek gaan nie kan preek daaroor nie, ek gaan dit net vir julle lees. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan elkeen van julle wat vandag hier staan, die krag sal gee om innerlik sterk te word. Julle weet hoekom sê die Bybel innerlik sterk te word. Want as jy uiterlik sterk word, gaan jy dalk iemand seermaak. Dis net 'n grappie. Dat hy deur die rykdom van sy heerlikheid julle die krag gee om innerlik sterk te word. En dan sê hy so iets baie kosbaar, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon. Dat wanneer jy dit nodig sal wees, dat jy weet, jy hoef nie gou badkamer te gaan en 'n vinnige gebed te gaan doen nie. Here, help my net nie, maar dat ons werklik sal glo deur die geloof dat Jesus in ons woon. Hy sê dat julle deur die geloof dat Christus in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees en julle met dit wat julle doen, wil ek sê, jy kan nie in hierdie bediening staan as God se liefde jou nie help nie. Absoluut. In die liefde gewortel en gegrond. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken. Liefde wat ons verstand te bowe gaan. Ek het 'n ander dag vir iemand gevra en miskien het ek dit van die kansel af genoem, vergewe my, ek het niks daardeur bedoel nie. Toe vra ek vir die jong vroutjie, toe vra ek vir haar, help my net om te verstaan, wat het gemaak dat jy gaan kies het om in hierdie tyd onderwys te gaan swaat? Maar dit maak nie vir my sin nie. En weet julle wat was haar antwoord? Wat hier staan. My liefde vir mense en vir kinders. God weet, as dit nie daarvoor is nie. Hier is nie iemand in hierdie kerk wat vir my kan sê, word 'n onderwyser om ryk te word nie. Nee, Lizet. Jy word nie ryk van 'n onderwyser wees. Dat die liefde van God in julle harte sal
woon. Liefde wat alle verstand te bowe gaan. En mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. En dan sê hy aan hom, wat magtig is, julle moet dit hoor, aan hom wat deur sy krag wat in ons woon en werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat julle bid of dink. Oneindig meer as wat jy bid of dink. Dis ons gebed, gaan maak dit, gaan vat dit en sit jou Bybel daar oop en lees dit vir die volgende paar weke, totdat hierdie ding in jou hart uitroep en praat met jou. Ons waardeer julle. En ons vertrou God, om julle in staat te stel om dit wat ek nie verstaan, hoekom julle dit doen nie. Want ek sal baie goeders gaan doen, ek sal toilette gaan skoonmaak, maar ek dink jy gaan onderwyser kan wees. Maar ons het elkeen ons roeping, ons waardeer julle, ons eer en salueer julle. Gemeente, ons gaan nou vir hulle bid, maar ek wil nie vra hulle moet alleen nie voorstaan. So kom ons staan almal op, en dan wil ek vra soveel as moontlik van julle wat hier naby staan, julle kan van agteraf opkom, staan net om hulle by hulle saam met hulle. Hier mag nie mense nou alleen staan nie, asseblief. Kom ons bedien hulle net. Asseblief, ek soek nog mense. Marie, kom. Jy hoef niks te doen nie. Sit net julle hand op hulle. Derek, kom. Jy staan so daar. Jy staan uit. Ek kan jou nie miskyk nie. Is die mense wat nog alleen staan, steek net jou hand op as daar niemand by jou is. Daar so. Heinrich kan nie 5 mense sy hand op lê, hy het net 2 hande. Kom ons bid saam. Vader, ons glo in die krag van die God wat ons gered het en verlos het en uitgehaal het, dat ons 'n nuwe lewe kan lewe. Ons glo vandag daar's 'n God in die hemel wat sê, die krag van my in my Heilige Gees sal ek julle innerlik sterk maak. Julle sal my liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan. Julle sal saam met al die gelowiges kan begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep hierdie liefde strek. Mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Mag julle elke dag die genade vind en wanneer julle teleurstel en opstandig raak, selfs kwaad raak en voel of jy faal en teleurstel, weet daar's 'n God in die hemel wat jou raak sien, wat jou weer eens versterk en oprig, wat jou nie verwyd nie, maar wat vir jou sal gee wat jy nodig het, meer as wat jy nodig het, sonder om jou te verwyd. Hy sal daar wees wanneer jy met niemand anders kan praat nie. Die bloed van Jesus beskerm julle lewens, julle harte, julle gedagtes, julle emosies. Hy versterk julle wanneer julle nie meer kan nie. En saam met die God van hemel en aarde eer en salueer ons elke man en vrou wat hier staan. Elke jong onderwyser en onderwyseres wat begin met hierdie pad, dat julle dit sal klaarmaak omdat God op julle lewe 'n roeping gelê het, omdat hy sy liefde vir julle gegee het. En bo alles omdat julle God wil eer en aanbid en erken deur dit wat julle doen. Ons wyl aan U toe, Here, ook vir hulle wat vanmôre nie hier is of kan wees. My God, hulle is deel van hierdie huis. En dankie dat U hulle seën en bedien daar waar hulle nou is. En Here, ons neem dit nie ligtelik op nie. Ons doen nie vandag 'n gebedjie om iets af te handel op ons program nie. Ons kom vanmôre om te erken, o God, hier's mense wat voor U staan wat U so nodig het. Hier's van hulle wat elke dag voor daai klas staan en instap in daai terrein met 'n glimlag op hulle gesig, maar hier binnekant is dit stikkend, hier binnekant is hulle verward en seer en onseker en moeg en uitgeput. Maar hulle gaan aan in die naam van Jesus. Ek vertrou U, o God, dat die goeie werk wat U in elkeen van hulle begin het, sal U klaarmaak tot op die laaste dag. In Jesus naam bid ons dit. En ons eer U vir elkeen van hulle wat U geroep het, wat U geplant het, wat U geplaas het, deur wie U werk en deur wie U verheerlik sal word. En Here, miskien sal baie, die meeste van hulle nooit hierdie kant van die graf die effek sien nie.
Maar daar sal 'n dag kom wat die lewende God vir hulle dit sal wys en hulle sal dit sien en hulle sal dit weet en eers dan sal hulle besef dit was die moeite werd. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.